Heer Jesus, laat die Heilige Gees ons vanoggend kom lei in die plek, Here, dat die Heilige Gees vanoggend kom beheer vat van ons en ons vat tot waar U wil, Here, dat ons vanoggend sal gehoorsaam wees aan U woord, Here Jesus. Here, dat ons vanoggend sal luister na wat U vir ons wil sê en dat ons vanoggend, Here, sal doen wat U wil. Spirit, lead us in our family. Spirit, lead us in our everyday life. Spirit, lead us everywhere we go. Heer Jesus, dat ons al weet wanneer om ja te sê, wanneer om nee te sê, wanneer om op te staan, wanneer om te sit, wanneer om die naam groot te maak, wanneer, Heer, dat ons net by U sal uitkom vanoggend. Heer Jesus, ek kom net vanoggend en ek bid, Heer, dat U Heilige Gees vanoggend sal kom werk in ons hart en ons vanoggend kom oorreed van die liefde van ons, Heer Jesus, die genade van ons. Papa Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U heerlikheid in hierdie plek sal val, Here, sodat ons sal kan oorgee in U, Here, U wat die koning van die konings is, U wat die Here van die heerskare is, Jesus. Ek kan bid U vanoggend net in hierdie plek, Here, en ek is opgewonde vir wat U wil doen vanoggend. Here, ek is opgewonde dat as iemand vanoggend met 'n verwagting gekom het, Here, U daardie verwagting sal oorskry, Jesus. Here, U is ons God en ons redder, Hy is die koning van die konings. En ek kom net vanoggend en vir ons elkeen, Here Jesus. Here, maak ons ore vanoggend oop om die stem te hoor, Jesus. Maak ons hart oop om te ontvang. En Here, dankie. Dankie dat U my papa is. Dankie dat U ons papa is. Dankie dat U ons koning is. Here, dankie dat U ons gekies het as die volk, Here Jesus. So Here, kom net vanoggend en ek kan bid. Ek loof en ek prys U naam, Jesus. En ons geen ander God soos U, Jesus. Here, mag ons vanoggend net kom en kom stil raak en kom sit by die voete van die koning van die konings, Jesus. Here, U is die ek is, Here, wat elke dag van ons lewe daar is vir ons, Jesus. En ek eer U, en ek loof U, en ek prys U vir U. Here, so ek gee die diens in U hand verder oor, Here Jesus, en ek bid dat U die woord vanoggend wat sal uitgaan sal seën. Maar bo dit alles, Here, kom vul met ons harte vanoggend met U, Here Jesus. Ek kan bid U en ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, ek kan julle sitplek geneem. Okay. Ek het begin bietjie hier op klaar. Geen man. Ek nie iets voor. So, is iemand kwaad vir my in hierdie plek volgend? Die is jy vir my kwaad? Ek weet nie. Nee, ek word sommer, ek word sommer nie klaar. Ja? Is jy vir my kwaad, my liefje? Ag, nee. Okay, so vanoggend wil ek regtig met julle iets share wat die Here op my hart gelê het. So kom ek vertel julle, ek sou eintlik oorspronklik oor geloof en vertroue vandag gepraat het. En Woensdag aand lê ek in die bed en ek word wakker gemaak. Letterlik, ek word wakker gemaak. En ek weet nie julle, die meeste van julle ken Dr. Oukamp en sy familie. En Dr. Oukamp se skoonhof in Darien se ma lê in die hospitaal in ICU. Hulle het met haar hospitaal toe gejaag en alles. Maar ek word wakker gemaak met hierdie ongelooflike dringendheid om vir die tannie te bid. En ek begin bid. En ek bid, Here Jesus, maak die tannie aan en julle gebed en alles dat sy net beter word en alles en hulle weet nie van wat ek nou sê, so in elk geval, en ek bid, maar dit is regtig intens, ek weet nie hoe nie, ek lê net daar in die bed en ek bid. Next moment begin ek vir my kinders bid, ek bid vir my vrou, wat langs my lê in die bed, en ek begin vir haar bid, ek bid vir elke kind van my sienkies, my dogter, ek begin vir julle in die gemeente bid, en alles, en terwyl ek so bid, sê iets vir my, gaan nie na jou foon toe, en nou, prachtig die tyd van die oggend aan, en is hier by 1 uur se kant, ek wil slaap, knok so erg dat ek moet bid, maar ek bid. So
So nou wil ek bietjie, ek wil nou slaap. Nee, jy moet eers na jou foon toe gaan. En ek maak my foon op Facebook van alle plekke. En daar kom 'n video op van die Psalm wat ek vandag met julle gaan share. Psalm 51. En ek hoor die Here sê, dis jou boodskap vir Sondag. En ek sê, okay, maar dis fyn, ek sal dit doen. Ek gaan gehoorsaam wees. So ek gaan vanoggend vir jou Psalm 51 share. Julle gaan sien, in die begin is dit bietjie pak slaag, maar dit is nie die pak slaag gedeelte wat ek eintlik met jou wil deel nie. Daar's twee ander gedeeltes wat vir my so uitgestaan het toe ek hierdie Psalm lees. En glo my, ek het hom in elke vertaling gaan lees wat ek kan, sodat ek al die weergawe kan hê en hoe hulle hom vertel. En ek wil vanoggend met jou share wat ek glo God op my hart gesit het. En as jy vanoggend hier sit, kom ontvang dit. Soos ek sê, dit gaan dalk in die begin bietjie vir jou klink, ek gee nou eers 'n raas bietjie. Ek doen nie. Ek moet nie vanoggend vir jou eintlik vertel van, weet jy wat, maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak hoe stout jy in jou verlede was nie, wie jy was in jou verlede nie. Jy is nie daai persoon as jy God in jou lewe het nie. So die dag as jy God as jou verlosser en saligmaker aanneem, verander hy. Okay. So dis wat hierdie hele Psalm oor gaan, maar dit gaan ook oor hoe belangrik die Heilige Gees in jou lewe is. Want jy kan nie God dien sonder die Heilige Gees nie. Onthou, dis Vader, Seun en Heilige Gees. Ek lees net van, ons lees net God of net Jesus, dis Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons daai konsep vanoggend kan vat en ons eie maak, gaan dit ons lewe verander. En ek bid en vra dat die Here vanoggend iets in elkeen van ons se lewe sal kom doen, wat dit nodig is sodat jy kan verander. Want jy moet 'n verandering in jou hart hê, jy moet 'n verandering in jou lewe hê. Weet jy wat, as jy die Here dien, moet jy hom met oorgawe dien. Jy kan hom nie net 'n bietjie dien. Ek het al gesê, jy gaan moet weet as jy daar bo in die hemel kom, jy gaan dien. Jy gaan die Here se naam groot maak. As jy dink hier onder jy gaan dien. Jy gaan hom aanbid. Jy gaan sing, of jy nou vals sing of nie, jy gaan sing. Daar sê. Ek gee nie om of ek vals sing nie, ek sing. En ons sing saam. Nou ja, kom ons gaan begin by die begin. Psalm 51. Neem tog my sonde weg, en dan begin ek nog met daai titel op, Here Jesus, help my net. Toe ek dit lees, is soos, rarig Here, okay, ons almal is sondaars wat hier sit, is ek reg? Wie's perfek? Wat ek net gesien? Okay, niemand is perfek, dankie tog, is in die regte kerk. Okay, vir die koorlei, 'n Psalm van Dawid. Nou hoor nou hierso. Julle weet dat Dawid een van God se, hy was 'n vriend van Jesus, né? Of 'n man na God se hart eintlik, Dawid. Soos ons daar lees. Maar ene met daai man was stout. Kyk, ek weet nie hoe ek dink die Jesus moes hare op sy tande gehad het met daai jong man. Maar hy het hom lief gehad en hy het gesê hy's 'n vriend of 'n man na my hart. Dawid, okay, Psalm van Dawid, nou aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batsheba. Nou ja, dit is 'n erge sonde in my oë. Okay, as jy droog maak, daar. So, sonde is sonde. Of jy nou oorspel pleeg, of jy nou vloek, of jy nou skinder, wat dit ook al mag wees. 'n Sonde is 'n sonde in God se oë, reg? Hy het die grootes en kleintjies nie. As jy droog maak, maak jy droog. Maar Dawid was die ou wat, hy het net iets gehad omtrent hom. En ek dink dis hoe by uitkom. Ek en jy moet ons hart voor Jesus kan breek, wanneer ons droog gemaak het. Ons maak droog. Ek maak droog, jy maak droog, ons almal maak droog, en dan is ons 'n groot droogmaakspan. Maar in dit alles, het Jesus ons lief. God het ons so lief, dat hy sy seun Jesus gestuur het, om aan die kruis te sterf. En as ons dit onthou, as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het, die prys wat hy kon betaal het,
is ek nie gered. Okay, so nou kom ons gaan uit. So, die res sê dan, wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredinge uit in u groot barmhartigheid. Dis wie Jesus is. Hy is lief vir jou. En in sy liefde en barmhartigheid haal hy dit uit jou uit, of wis hy dit uit. Daar is net een magic woord. Jammer Jesus. Jy moet kan ware belydenis gaan gee en sê ek is waarlik skuldig aan dit gewees en sorry Jesus, ek het dit gedoen. Okay? Vers 4 sê, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë, u uitspraak is dis reg en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Hoor jy daai woorde? Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe, u het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. En dan vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf nie, en die Heilige Gees van my af wegneem. Toe ek daai woorde lees, Here Jesus, moet asseblief net nie dat die Heilige Gees van my af weggaan. In die Ou Testament het hy nog nie so prominent van die Heilige Gees gepraat, soos in die Nuwe Testament, as jy dit reg verstaan. Maar tog is die Heilige Gees van die begin af daar. Want as jy Genesis 1 vers 1 lees, was die Heilige Gees wat oor die water gesweef het en gesien het wat daar aangaan. So die Heilige Gees was nog altyd daar. En selfs Dawid in sy sondige natuur wat hy gehad het en die verkeerde dinge, het hy gesê, Here, asseblief moet net nie dat die Heilige Gees van my weggaan. En ek en jy moet daai selfde begeerte hê. Here Jesus, asseblief moet net nie die Heilige Gees van my wegvat nie. Want ek gaan verlore wees. Wat doen die Heilige Gees vir jou? Die Heilige Gees lei ons. Ons het nou gesê Spirit lead me. Die Heilige Gees is die een wat jou werk op die regte pad hou. Dis die Heilige Gees wat jou aankla as jy droog maak. Sonder die Heilige Gees kan ek nie elke dag leef. Jy en ek het die Heilige Gees so brood nodig in ons lewe. Jy het hom actually meer nodig as brood. Sonder die Heilige Gees is jy niks. So as jy vanoggend vir my hier wil sit en sê, ag ek kan sonder die Heilige Gees oor die weg kom, dan moet jy asseblief kom dat ek jou bid. Jy kan nie. Jy kan nie die drie gaan split nie. Eerstens, dis Vader, die koning van die konings. Seun, die een wat vir jou sonde is gesterf. En die Heilige Gees, wat jou omvou met sy liefde en jou leiding gee. En weet jy wat, toe ek dit lees, in hierdie hele oggendure, toe besef ek, hoe afhanklik jy en ek van die Heilige Gees in die lewens is. En ons kan nie ons lewe sonder hom. As jy die Heilige Gees wil een kant beskryf, moet jy maar verstaan dat jy die probleme gaan optel. So die Heilige Gees lei jou. Die Heilige Gees wys ons die weg. Die Heilige Gees is die een wat jy die kerks kry as jy doodgemaak. Die Heilige Gees is die een wat jy wat skuldig voel. En dit is wat my so amazing, as jy die hele Psalm 51 lees, is waar Dawid gekom het en besef het, hoe afhanklik is hy van God
en die Heilige Gees om voor te leef. Hy weet hy droog gemaak, hy verdien nie eintlik om God se guns te kry nie, maar hy kom en hy smeek, Here Jesus, wees my genadig, Here. En God is om genadig. En dit is wat ek so amazing maak van God. Dit kom van, ek en jy, kom na God toe, en ons mens wees in dit wie ons is, en ons kom na God toe en ons sê, Here, vergeef my. Vat weg, dit wat nie by my hoor nie. Ons almal het daar ietsie wat ons van ons slaam moet raak eintlik. Ons wil nie altyd nie, maar ons moet. Jy weet daai ene wat jy nou oor my gekla word terwyl ek nou vir jou sê, jy weet jy mag nie dit, moet jy eintlik dit doen. Dis daai ene, net so baie by. So raak van hom ontslaa. Wat? Ek en jy moet by God kan uitkom sonder dat daar iets is tussen my en jou of my en jou verhouding met God, reg? Ons moet nie hê dat daar iets is wat jou verhinder om by God uit te kom of God se stem te hoor nie. Dis soos wanneer ons nog 'n kerkvoetjie speel en ek begin daar, ek beloof jy as die boodskap daar agter uitkom. Dit wat ek gesê het gaan nie daar uitkom. Ek gaan sê God is hier vir jou nou, en ek net hoor, daar aan die einde gaan ek miskien hoor, ons het net God. That's it. As ek gelukkig is. Wat hoekom? Ons het goed wat ons verhinder en ons steen is, maar nou gaan jy allerlei goeders hoor terwyl iemand vir jou met jou praat. So dis hoekom die steernis uitgekom en jy gaan die verkeerde ding hoor. En dan het ons nog 'n paar ouens wat al doof op is, dan gaan hulle al niks hoor nie. Dan gaan hulle net sê, jy weet? En dis hoe dit baie keer gaan. Jy hoor nie, want dis wat jy wil hoor. Ja, ek like dit. So die Heilige Gees het jy nodig. Want die Heilige Gees hou jou op die regte pad. Ek wil ook daai titel, wees 'n man na God se hart. Ek wil ook wees 'n man na God se hart. Dis my grootste begeerte. Iewers moet jy wees, dis my sê, want jy is iemand soos wat ek van hou. Maar ek moet nog 'n bietjie werk aan myself, dink ek. Maar die Heilige Gees kan ek nie sonder nie. Die Heilige Gees is die een wat my lei. Die Heilige Gees is die een wat my vertel waarheen moet ek gaan. Hoekom is dit vir ons so moeilik om na God te luister? Want dit is te lekker om die verkeerde dinge te doen. Dis feite. Ja, nee, kijk, maar geen stem 100% saam met my. Sy, dankie tog iemand wat weet wat ek praat die waarheid. Sorry, Marie. Edwin, kom gou hier. Josh, kom gou hier. Kom staan jy gou hierso. Josh, kom staan jy gou hierso. En ek gaan hier staan. Nou nie groot kop kyk kry nie, hoor. Vader, Seun, Heilige Gees. Okay? Kan ons werk as ons so uit mekaar het is? Kan ons nou werk? Dis hoe dit gaan wees.
Gees bid nie, jy gaan chaos hê in jou lewe. Want hulle is een. Jy het gesien, toe ons saam is, werk ons op die weter saam, nie heeltemal nie, maar hulle luister nie. God en Jesus wou nie so mooi luister volgend nie. Weet jy wat? Ek wil eintlik net vir jou bid. Jy moet dit in jou kop kry. Maar is nie 'n ander woord nie. Verstaan, Jesus, God en Heilige Gees kan nie apart funksioneer in jou lewe nie. Jy het hulle al drie nodig. En die Heilige Gees is die een wat jou op die regte pad hou. Die Heilige Gees is die een wat jou vertel, jy is besig om bolie aan te jag. Die Heilige Gees is die een wat jou vertel, gaan doen iets goeds vir iemand anders. Die Heilige Gees is die een wat jou gaan op die pad hou, sodat jy by Jesus uitkom. Sodat jy by Koning Jesus uitkom, sodat jy eendag daar bo in die hemel kan wees en kan sing uit volle bors uit. Okay, dink ek ons 'n bietjie genoeg te sê. Vers 14 sê, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Gee eerstens my blydskap terug, Here Jesus. Wie kon blydskap? Ek het my blydskap nodig. Okay, en as ek my blydskap het, help my om U met toewyding oorgawe te dien. As jy blydskap in jou hart het, as jy God se vreugde in jou hart het, dan kan jy met oorgawe dien. Joy, joy, joy. Ek weet nie kan. Joy, 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 joy. Okay, joy, joy. Joy in my heart. Gaat dit nie. Sien, dis kom ek sê, dis ook nie voorsanger is. We need that uncontrollable joy in our hearts, so that the Holy Spirit can work through you. As ek om sier gesig is, gaan jy definitief vir my beluister. Ek sal ook vir myself beluister. We must get the joy back. Wat steel jou joy vanoggend? Kom. As jy nou mooi moet gaan dink, wat steel jou joy vanoggend? Jy laat toe dat jou joy gesteel word, dat ek dit net gou vir jou vertel. Moenie dat die vyand jou joy kom steel. Onthou net, jy gee die vyand mag oor jou, as jy toelaat dat jy iets verkeerd doen, of dat hy, of jou joy weggaan, of alles jou vreugde. Ons moet sing. Ons moet joyful wees. Ons moet blydskap in ons hart hê. Dan kan die Here deur ons werk. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Ja. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. Hoor julle hoeveel keer moet ek en jy die Here loof en prys in een psalm, want ek niks anders gesê. Daai stukkie wat ek nou net gelees het, daar's 3, 4, 5 keer wat sê, be joyful in the Lord, basically. Ons moet die Here dien, ons moet hom loof, ons moet dankbaar wees. Is jy dankbaar vir wat jy het? Of soek jy nog 'n bietjie?
Vers 18, 'n offer vra jy nie, anders sou ek dit bring, 'n brandoffer wil jy nie hê nie. Dan vers 9, die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Nou kyk net gou-gou, so dis die 83 vertaling. Die NLV, die nuwe lewende vertaling sê die volgende: die offer wat u wil hê, o God, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en berouvolle hart sal u nie verwerp nie, o God. So wanneer jy waarlik berou gaan, wanneer jy waarlik na God toe gaan kom en die Heilige Gees gaan tegenwerk, gaan die Here jou vergewe van jou sondes. Hoeveel keer bid jy dan voordat jy die Here vergewe jou nie? Het jy raar berou gehad? Sorry, né? Kom na die Here toe en sê vir hom, vergewe my met 'n hart wat breek voor God. Kom na God en sê, Here, vergewe my, ek was sondig, 'n sondige mens. Ek het verkeerd gedoen in die koninkryk. Ek het teen U gesondig, ek het teen die Vader, die Seun en die Heilige Gees gekom vandag. Maar vergewe my, Here. Maak reg. Dis hoekom daai man, 'n man na God se hart was. Dat hy dit gedoen. Hy het geweet dat hy 'n sondaar is. Hy het geweet dat hy verkeerd was. En as gevolg daarvan kon hy voor God kom en homself verootmoedig. Hy kon vir die Here neerbuig en neerval en sê, Here, vergewe my. Dis tyd dat ons waarlike berou het oor dit wat ons doen. Die Here is groot en die Here is amazing. En hy is 'n God van liefde. Hy sal jou toevou met sy liefde, omvou met sy liefde. Maar daar's een ding wat jy moet doen. Jy moet na God toe kan kom en mans genoeg wees om te erken jy te fout gemaak. Dis nou soos. As ek nou vir Tannie, sorry, ek maak altyd op jou oor hierdie en ek weet nie hoekom nie, jy's die heiligste persoon in die kerk. Okay. So dis goed, ek kom nou met Tannie Sari toe. En ek vertel nou vir Tannie Sari 'n storie. Ja. En nou gaan Tannie Sari en sy vertel dieselfde storie vir Lydia, sorry. En as Lydia die storie hoor sy 'n bietjie sterkie by, want Tannie Sari hou van om het uit proporsie uit. So wie is skuldig aan die storie? Wag net, en dan gaan sy nou, en dan vertel sy vir Martin die storie. Ja, en as sy nou vir Martin die storie vertel, so wie is die skuldige party? Al drie is skuldig. Jy het geluister, dan het geskinder. En toe, skinder jy ook. Toe. Weet nie. Nee, weet jy wat? Dit is eintlik Tannie Sari se skuld dat hierdie storie nou die hele dorp vol is. Die storie moes gestop het by Tannie Sari. En hoor nou die storie was oor my, okay? Dis wat ons doen. Ons wil blame shifting doen. Nee, dis nie ek nie. Anders moes hy dan. Nee, dan. Wees mans genoeg en vrou genoeg om te erken as jy 'n fout gemaak het vir God. Dan kan jy dalk 'n man wees na God se hart. Maar ek, dis so goed, en ek gaan nou hier bieg. Ek bieg. Ek het 'n seun met die naam Edwin. En ek en hy stamp elke dag koppe. En hy sê elke dag vir my, moet ek sy vir my kwaad word. Ja?
aarde toe bring as ek moet. Ons kan nou lekker lag hier, maar weet jy wat, dis feite. Ek en jy moet kan erken, ons maak foute voor God. God gaan jou meer respek gee vir jou, as ek het so kan sê, omdat jy kan erken jy maak 'n fout. Maar wees, waarom berou jy daaroor? Jy kan nie net sê, Here vergewe my. Waarvoor moet jy in die eerste plek vergewe, as jy nie eens weet wat jy voor? As jy nie kan sê, waarvoor jy moet vergewe. Ek het jare terug geleer, en ek bedoel, jare terug, het 'n juffrou in 'n klas vir ons vertel oor vergifnis. En sy het gesê, weet jy wat, dis onfair enough, jy sê vir Here, Here vergewe my sondes. Maar wat se sondes? Jy moet kan sê, Here vergewe my, omdat ek alweer vandag so kwaad geword het. Here vergewe my, omdat ek gevloek het. Here vergewe my, omdat ek 'n skinderbek is. Noem dit by die naam. Vergewe my, omdat ek 'n alkoholist is. Vergewe my, omdat ek aan pornografie verslaaf is. Vergewe my, omdat ek, wat ek mag wees vanoggend. Be bold enough in Jesus. Laat Sion u liefde en goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir die aanneemlik wees. Offer diere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op altare offer. Jy hoef nie 'n offer te gaan maak nie. Jy hoef nie 'n dier te gaan, en dan het jy glo my, van ons gaan die hele dier dan vir ons sondes. Maar jy kan na die Here toe kom, in vrymoedigheid, en sê, Here vergewe my, ek is 'n sondaar, ek het vandag verkeerd gedoen. Ek het nie miskien heeltemal opgetree soos wat U wou gehad het. Ek het daai persoon nie met die nodige agting geag nie. Ek het nie die persoon raak gesien wat U wou gehad het ek moes raak sien. Here, ek het vandag gebid, toe daai persoon gesê het, hy het gebed nodig. Ons moet vir vrymoedigheid kan hê, as jy na God toe kom. So wat wil ek vandag by jou tuis bring? Eerstens, hoe belangrik die Heilige Gees in jou lewe is. Soos Dawid gesê, Here, asseblief moet net die Heilige Gees van my wegvat. Moenie sondig teen die Heilige Gees, dat die Heilige Gees van jou weggaan. Moenie die Heilige Gees ontken in jou lewe nie, want jy gaan spyt wees. Daar staan in die woord van God, daar's net een sonde wat ek moet vergewe nie, en dis die sonde teen die Heilige Gees. En dan. So if you deny him, he will deny you. Vanoggend sit jy hier en die Here klop. En hy praat met jou hart vanoggend en hy praat met jou gees vanoggend en hy sê, it's time to change. It's time to be a different person. Jy kan nie dieselfde mens wees. En as dit jy is, wat die Here vanoggend moet praat en sê, jy moet verander. Dan wil ek hê jy moet daar waar jy nou sit, opstaan. Moenie skaam wees. Moenie skaam wees as jy moet sê, erken nie. Ek moes gesê, ons moet mans genoeg kan wees. Want ons bly sondaars.
ons het God nodig. So as dit jy is wat vanoggend moet sê, Here, verander my. Wil jy nie opstaan? Dankie. As hy. Jy moet nie. Daar's meer van julle. Ek maak vir soos kom. Net ek jou by die naam noem vanoggend nie. Ek weet wie jy is. Dankie. Daar's nog. Moenie sit nie. Ek gaan jou uithaal. Ek sê, mos ek is nog nie klaar nie. Die Jesus is nog nie klaar nie. Kom. Sê. Kom, sê. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Die mense luister. Daar sê. Nou gaan ek bid oor jou. En ek gaan vanoggend vra dat die Here jou verander. Dat die Here jou situasie verander, dat hy jou omstandighede verander, dat hy jou kan verander as mens vir 'n beter. Want God het jou lief. Jy moet dit onthou vanoggend. Jesus het jou lief. Hy het jou so ongelooflik lief, dat hy bereid was om sy seun Jesus te stuur vir jou sondes. So maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. God sê vanoggend vir jou, ek klop en ek wil hê jy moet die deur oopmaak, want ek wil kom ingaan, ek wil met jou 'n feesmaal hou, ek wil jou lewe kom verander, sodat jy my kan ken, sodat jy 'n verhouding met my kan hê. Sodat jy nie dieselfde kan wees nie. Hemelse Vader, ek kom vanoggend na U toe in die kosbare naam van die Seun Jesus Christus, Here, en vanoggend pleit ek die bloed van Jesus oor elke persoon wat staan vanoggend, Here, elke persoon wat sit vanoggend, Here, en ek kom net vanoggend teen die mag van die vyand, ek kom roof en steel by elke persoon, Here, vir hulle allerlei leuns vertel van hulle is nie goed genoeg nie, hulle is nie waardig nie. Here, ons almal is waardig in die koninkryk as ons U kan erken as ons verlosser en saligmaker. So Here Jesus, ons erken U as ons verlosser en saligmaker. Ons erken, Here, dat ons sondaars is, ons erken dat ons fout het, ons erken, Here Jesus, dat ons nie perfek is nie, maar ons het U nodig vanoggend, Jesus. Dankie Vader, dat U vanoggend in hierdie plek is, Here. Dankie dat U ons harte kom verander. Dankie dat U ons lewe verander, Here. Ek bid vir elke persoon wat vanoggend staan, Here, dat waar hulle aangekla word vanoggend oor dit wat moet verander, Here Jesus. Help hulle, Here Jesus, dat U Heilige Gees hulle sal help om te verander, Here Jesus. Maak hulle sterker, Here, maak hulle beter. Ja, Here, gee vir hulle nuwe hoop vandag, Here. Gee vir hulle nuwe uitkyk op die lewe vanoggend, Jesus. Because we need You, Lord Jesus. Dankie, Jesus. Dankie vir die krag en die heerlikheid. Dankie vir die teenwoordigheid vanoggend, Jesus. Here Jesus, kom raak ons aan. Here, U sien elke traan wat vloei vanoggend, Here. U vang elke traan op vanoggend, Here. En U skryf dit op in die boek. Here, dankie dat U my God is, dankie dat U my Here is, dankie dat U my Abba Vader is, dankie dat U koning van die konings is, Here Jesus. U is waardig, Here Jesus. Ons loof en ons prys U, ons aanbid U vanoggend, Here Jesus. Here, dat die persone wat vanoggend staan, na hierdie week en na vandag nie meer dieselfde sal wees, Here Jesus. Here, dat hulle sal kan berou hê oor dit wat hulle gedoen het, Here, en kom en by U stil raak en vra, Here, raak hulle aan, Here. Vergewe hulle, Here Jesus. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.